Vandag se les gaan ons nou weer 'n bietjie verder met algebraiese vergelykings. In vandag se les gaan ons nou 'n bietjie kyk na die oplos van algebraiese vergelykings deur inverse bewerkings. Dit is nodig dat ons 'n metode ontwikkel om vergelykings op te los waarvan die antwoord of die oplossing nie so onmiddellik deur inspeksie verkry kan word nie. En om dit te kan doen, moet ons kyk wat mag jy in 'n vergelyking doen? As ons kyk wat mag ons in 'n vergelyking doen, die eerste ding wat ons in 'n vergelyking mag doen, is om dieselfde getal aan albei kante by te tel. Met ander woorde, as my vergelykingkie byvoorbeeld is x is gelyk aan 6, dan kan ek as ek hier aan die linkerkant 3 bytel, kan ek aan die regterkant ook 3 bytel. Want dit verander nou nie my vergelyking nie. My vergelyking bly nog presies dieselfde. So een van die goed wat ek kan doen, is om dieselfde getal aan die beide kante by te tel. Die volgende ding wat ek kan doen, is om dieselfde getal aan beide kante af te trek. So as ek byvoorbeeld aan hierdie kant 2 aftrek aan die linkerkant, dan beteken dit net ek moet aan die regterkant ook 'n 2 aftrek. Want in effek verander ek dus nie my vergelyking nie. Die derde ding wat ek kan doen is om met dieselfde getal beide kante te vermenigvuldig. Met ander woorde, as ek het my x is gelyk aan 6 en ek vermenigvuldig aan die kant met 3, dan kan ek aan die regterkant ook met 3 vermenigvuldig. Met ander woorde, as ek met 'n positiewe getal vermenigvuldig, dan is dit byvoorbeeld soos 3 maal x en wat ek links doen, moet ek regs doen. Wanneer ek byvoorbeeld met 'n negatiewe getal gaan vermenigvuldig, dan kan ek byvoorbeeld vermenigvuldig soos met -5x, maar wat ek net moet onthou, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek moet met dieselfde getal aan die regterkant ook vermenigvuldig. Die vierde ding wat ek kan doen, is om met dieselfde getal aan beide kante te deel. So as ek met 'n positiewe getal deel, as ek byvoorbeeld het x, en ek deel hierdie x deur my 2, dan moet ek net onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan aan die regterkant my 6 hê, wat ek dan ook moet deel deur 2. Net so, as ek met 'n negatiewe getal gaan deel, beteken dit nog steeds wat ek links doen, moet ek regs doen. So as ek nou hier deel met -3, dan kry ek aan die linkerkant x gedeel deur -3, en dit gee vir my aan die regterkant 6 ook gedeel deur -3. Wat is die baie belangrike reël wat ons dan moet onthou? Die reël is, wat jy links van die is gelyk aan doen, moet jy ook regs doen. Dit is baie belangrik om te onthou dat optel en aftrek inverse bewerkings van mekaar is, en net so is vermenigvuldig en deel ook inverses van mekaar. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die belangrike ding wat ons moet doen as ons vir x wil oplos, is om x alleen te kry aan 'n kant. As ons nou kyk na die paar voorbeelde, die vraag sal vir ons vra, los op vir x. So as ons nou kyk na 'n voorbeeldjie, lees die vraag los op vir x, en my eerste voorbeeld wat ons nou na gaan kyk, is die vraag 4 plus 2x is gelyk aan -3. Okay, as ons nou kyk na hierdie voorbeeld, kan jy nou sien, dit is nie 'n som wat jy dadelik deur inspeksie gaan doen nie. Die ding wat ons wil regkry is om vir x alleen te kry aan 'n kant. So as ons gaan kyk na hierdie vergelyking, dan gaan die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan 4 aftrek aan beide kante. Hoekom gaan ons 4 aftrek aan beide kante? As ons nou hier het ons 'n 4tjie, en ons trek hom af, dan beteken dit mos
Dit is inverse bewerkings van mekaar. Met ander woorde, my 4 gaan wegval aan die linkerkant. Maar wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek moet my 4 aftrek aan my regterkant. As ek nou my algebra gaan doen, gaan ek sien 4 minus 4 is 0. So ek hou aan my linkerkant 'n 2x oor. Aan my regterkant het ek nou minus 3, minus 4 en dit gee vir my minus 7. Nou het ek nog 'n 2kie voor my x waarvan ek ontslae wil raak. So hoe manier gaan ek met die 2 te werk gaan? Ons het mos gesê maal en deel is inverse berekeninge van mekaar. So as ek deel deur 2 aan die linkerkant, dan moet ek ook deel deur 2 aan die regterkant. So ek gaan deur 2 deel aan beide kante. As ek nou hier deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. Dan kan ek nou sien dat my 2's kan uitkanselleer. Met ander woorde, ek kry x aan my linkerkant alleen en my antwoord is dus minus 7 op 2. Jy kan hier die minus 7 op 2 ook skryf as minus 3 en 'n half. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ek het x op 3 minus 2 is gelyk aan 5. My probleem is, ek moet vir x oplos, so ek moet x alleen kry aan 'n kant. Wat gaan die eerste ding wees wat ek gaan doen? Dis reg, die eerste ding wat ek moet doen is tel 2 by aan beide kante. As ek dit dus gaan skryf, gaan ek hê my x op 3 minus 2, met ander woorde, nou gaan ek 'n 2kie bytel aan die linkerkant en onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek gaan die 2 aan die regterkant ook bytel. As ek nou weer kyk na die algebra, gaan ek hê ek het nou x op 3 minus 2 plus 2, omdat dit inverse berekeninge is van mekaar, is 0. En aan die regterkant het ek 5 plus 2 wat 7 is. Nou wil ek nog steeds my x alleen hê. So, watter plan gaan ek nou kan maak om x alleen te kry? Die plan wat ek gaan maak is om links te maal met 3 en wat ek links doen, doen ek regs ook. So, as ek nou maal met 3 aan buitekante, dan gaan ek hier hê maal met 3 op 1 en hier het ek ook maal met 3. 3 op 1 en 3 is mos presies dieselfde. Nou kan ek sien my 3 kanselleer uit, so aan my linkerkant het ek x is gelyk aan en aan my regterkant het ek 7 maal 3 wat 21 is. Ek het dus vir x opgelos, ek het hom alleen gekry aan 'n kant. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Ek het 10 minus 3x is gelyk aan 2x. As ek nou na hom kyk, kan ek sien ek het nou links en regs van die is gelyk aan x'e. Ek wil altyd x alleen kry aan 'n kant. Maar as ons nou kan begin, die 10 aan die linkerkant pla my ook. So ek gaan die eerste dingetjie wat ek gaan doen, is ek gaan trek 10 af aan beide kante. Want ek wil van die 10 aan die linkerkant ontslae raak. As ek nou 10 aftrek aan die linkerkant, dan beteken dit ek moet nou aan die regterkant ook 10 aftrek. So ek gaan kry daai is 2x minus 10. As ek nou weer my som lees van links na regs, kry ek 10 minus 10 is 0. So aan my linkerkant hou ek oor minus 3x is gelyk aan 2x minus 10. Nou wil ek 'n plannetjie maak om my 2x aan die regterkant aan die linkerkant te kry. So die plan wat ek gaan maak om dit te doen is ek gaan my 2x aftrek aan beide kante.
Jy gaan nou jou 2x aftrek aan beide kante, want jy wil alles wat x het aan een kant van die is gelyk aan kry. So as ons nou hier het 2x en ons trek nou ons 2x hierdie kant ook af, dan gaan ons die volgende antwoord kry. Ek het minus 3x minus 2x gee vir my minus 5x is gelyk aan 2x minus 2x is 0 en minus 10 bly daaroor. Nou het ek minus 5x is gelyk aan minus 10. My hele ding is ek moet 1x aan 'n kant hê. So ek gaan nou volgende stappie wat ek gaan doen met my inverse berekeninge is, ek deel met minus 5 aan beide kante. Want onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. So as ek nou hier gaan deel met minus 5, wat ek links doen, moet ek regs doen. Nou kan ek sien my minus 5 en minus 5 kanselleer uit. Met ander woorde, ek kry 'n min gedeel deur 'n min is ook 'n plus, x aan die linkerkant en dan het ek nou aan my regterkant het ek minus 5 gaan in 10 in, 2 keer, so ek kry 'n antwoord van x is gelyk aan 2. En onthou, 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk is as ons met 'n plekhouer of 'n veranderlike van A werk. Onthou die bewerkings bly presies dieselfde. Ons het nou net 'n A-kie in plaas van 'n X. So wat is die eerste plan wat ons gaan maak? Want ons wil graag vir A alleen kry aan 'n kant. So die eerste ding wat ons gaan doen is ons stel 2 by aan beide kante. As ons nou 2 gaan bytel aan buitekante, dan kry ek 5a minus 2 plus 2 is gelyk aan 6 plus 2 plus 4a. Dit gee dus vir my 5a is gelyk aan 8 plus 4a. Ek wil alles met a's alleen kry, so ek trek 4a af aan beide kante. Dit gee dus vir my 5a minus 4a is gelyk aan 8 plus 4a minus my 4a en dit gee dus vir my 5a minus 4a is a is gelyk aan 8 plus 4a minus 4a is 0, so ander woorde a is gelyk aan 8. Wat sien ons? Wat ons dus sien is ons moet probeer om al die terme met 'n onbekende aan die linkerkant te kry. Hoe doen ons dit? Die onbekende aan die linkerkant bly daar. Die onbekende aan die regterkant word aan die regterkant weggeneem deur sy inverse bewerking aan beide kante te doen. So as ons die inverse bewerking aan beide kante doen, dan kom die onbekende wat regs is ook oor na die linkerkant toe. Die tweede ding waarna ons kyk is, ons moet probeer om al die terme sonder 'n onbekende, met ander woorde, al die konstantes aan die regterkant te kry. So, hoe gaan ons met dit te werk? Die konstantes aan die regterkant bly daar. Die konstantes aan die linkerkant word weggeneem deur sy inverse bewerking aan beide kante te doen. Met ander woorde, dit gaan maak dat hy wegval aan die linkerkant, maar wel aan die regterkant ook oorgedra word. Volgende stapie wat ons dan moet doen, is ons moet vereenvoudig. As ons linkerkant en ons regterkant vereenvoudig, dan beteken dit ons stel al ons gelyksoortige terme bymekaar en ons vereenvoudig die hele vergelyking. Dan deel ons die laaste stappie wat ons doen, is om beide kante te deel deur die koëffisiënt van die veranderlike. Dit is die lang verduideliking van hoe om algebraiese vergelykings op te los.
Ons kan nou kyk na 'n kortpad metode. Nou die kortpad metode is maar net 'n samevatting van presies dit wat ons nou die hele tyd gedoen het. As ons kyk na die kortpad metode, dan is die kortpad metode, die voorbeeldjie wat ek daar gaan gebruik is 5 minus 2x plus 3x is gelyk aan minus x minus 2 plus 10. Nou die eerste ding wat ons moet doen is om albei kante te vereenvoudig. Hoe vereenvoudig ons nou weer? Ons vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel. As ons dus nou hier kyk aan die linkerkant, dan gaan ons sien ons gelyksoortige terme wat ons aan die linkerkant het, is minus 2x plus 3x. As ek nou vereenvoudig het aan beide kante, het ek aan my linkerkant 5 plus x en aan my regterkant het ek minus x plus 8. So my vergelyking lees nou 5 plus x is gelyk aan minus x plus 8. Ek wil hierdie minus x aan die linkerkant kry. Ons kan sommer praat daarvan dat hy oor die is gelyk aan teken gaan, jy vat hom oor na die ander kant toe. Daai is gelyk aan teken is omtrent soos 'n worsmasjien. Hy verander die teken van die x. Met ander woorde, die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, word hy plus x. Nou het ek nog my vergelykingkie is gelyk aan 8. Hierdie 5 pla my nou aan die kant, so ek wil hê hy moet na die regterkant toe gaan. Die oomblik as hy hier oor die is gelyk aan teken gaan, wat hom verander, dan gaan ek kry dat hy word, met ander woorde, ek het nou x plus x aan die kant, as hy oorgaan, dan word hy minus 5. Julle sal sien, dis presies dieselfde as wat ek in die lang verduideliking gedoen het. Dit is mos nou die inverse berekening. So, as ons aan hierdie kant plus xie gehad het, dan beteken dit wat jy links doen, moet jy regs doen. As ons aan hierdie kant die minus 5 gehad het, beteken wat jy links doen, moet jy regs doen. So ons kortpad is sommer om te praat van ons vat hom oor. Met ander woorde, as ek hom nou weer vereenvoudig, dan kry ek x plus x is 2x, is gelyk aan 8 minus 5 wat 3 is. Nou wil ek nog steeds my x alleen hê, so wat moet ek doen? Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan nou deel deur die 2 en ek kry my finale antwoord is x is gelyk aan 3 op 2. Ons kyk nou na nog 'n paar voorbeelde en onthou nou, die voorbeelde is almal voorbeelde van die vraagie wat vir jou sal vra los op vir x. Los op vir x beteken met ander woorde ook bepaal 'n waarde van x wat hierdie bewering waar sal maak. As ons kyk na x minus 3 is gelyk aan 8, dan wil ek x alleen hê aan 'n kant, met ander woorde ek gaan hierdie minus 3 oorvat na daai kant toe en hy gaan 'n plus 3 word, so ek gaan x alleen kry aan die linkerkant en daai word met ander woorde 8 plus 3, want die oomblik as hy oor my is gelyk aan teken gaan, verander sy teken, so x is gelyk aan 11. Die volgende voorbeeld wat ek het, is 7 plus y is gelyk aan 2. My y is my onbekende, hy moet daar bly, hierdie 7 moet oorgaan. Die oomblik as 7 oorgaan, dan word hy 'n minus 7. En ek kry 'n antwoord van y is gelyk aan minus 5. Onthou, die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, word hy sy inverse bewerking. So as ons het 3x is gelyk aan 15, ek wil van die 3 ontslaa raak, met ander woorde ek moet hierdie linkerkant deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. X is gelyk aan 15 gedeel deur 3 is 5. Nog 'n voorbeeld is 4x is gelyk aan 3. Nou wil ek weer
'n antwoord hê vir x alleen, so ek moet links deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 3 op 4. Nog 'n voorbeeld, as ek nou het, x op 2 is gelyk aan 4. Om van hierdie x'ie nou ontslae te raak aan die linkerkant, gaan ek maal met 2 op 1. En onthou, wat ek links doen, moet ek regs doen. Want as ek nou hier maal met 2 op 1, dan kanselleer die 2's met mekaar uit, en dan kry ek x is gelyk aan 8. Volgende voorbeeld, as ek het x op 5 is gelyk aan minus 3. Onthou, maal en deel is inverse bewerkings van mekaar. So as ek nou het x gedeel deur 5, om my inverse bewerking te doen, gaan ek maal met 5. Maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 15. Volgende bewerking wat ek kan doen, as ek kyk na 'n voorbeeld soos 2x minus 1 is gelyk aan 7. Onthou nou, ek wil my x alleen hê, so ek moet hierdie minus 1 oorvat. Die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken. So ek kry 2x is gelyk aan 7, hy verander na plus 1 toe. My antwoord gee dus vir my 2x is gelyk aan 8. Nou wil ek nog steeds x alleen hê, so die volgende ding wat ek moet doen is om te deel deur 2, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x is gelyk aan 4 is my antwoord. Nog 'n voorbeeld, as ek het 3x plus 4 is gelyk aan minus x plus 5. Onthou, ek wil alles met x'e aan een kant hê. So, ek sal hierdie minus x na die linkerkant toe moet vat. As ek die minus x na die linkerkant toe moet vat, moet ek alles wat nie x'e het nie, moet ek na die regterkant toe vat. So die 4 wil ek na die regterkant toe vat. Onthou, die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken. So ek gaan hê 3x, en as hierdie minus x'ie van my nou oorkom, as hierdie minus x'ie van my nou oor hierdie is gelyk aan teken gaan, dan verander sy teken en hy word 'n plus x. Is gelyk aan 5, as daai 4 van my oor die is gelyk aan teken gaan, verander sy teken na 'n min 4 toe. Ek het nou met ander woorde 4x is gelyk aan 1. Nou wil ek nog steeds my x alleen hê, so om x alleen te kry, deel ek deur 4, en onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry dus my antwoord, x is gelyk aan 'n kwart. Ons doen nog een voorbeeld saam, dan is dit tyd vir julle om die oplos van algebraïese vergelykings met inverse bewerkings op julle eie te oefen. OK, onthou, ons wil alles met 'n x aan die een kant hê, met ander woorde, ons moet hierdie x'ie oorvat na daai kant toe, en alles wat nie x'e het nie, wil ons wegvat, so die minus 2 moet weer oorgaan na die regterkant toe. As hy deur die is gelyk aan gaan, verander sy teken, so hy word van 'n plus x na 'n min x toe. Is gelyk aan, en dan het ek min 6, wanneer my 2 oor die is gelyk aan gaan, verander hy na 'n, my min 2 oor die is gelyk aan gaan, verander hy na 'n plus 2. As ek nou my vereenvoudiging doen, dan gaan ek hê 4x minus x is 3x is gelyk aan minus 6 plus 2. Dit gee vir my minus 4.
Die laaste ding wat ek nou nog wil doen, is om te deel deur die 3, want ek wil x alleen kry, en onthou wat ek links doen, moet ek regs doen, so x is gelyk aan minus 4 op 3. En dit is my finale antwoord. Nou kan julle hierdie lekker oefen, deur elke huiswerksommetjie te voltooi.